Hallelujah. The beginning and the end and everything in between. You are a great, great God. Ons is nie vanaand hier om die bokke se oorwinning te vier nie. Ons is hier net vir hierdie uur om die groot God van alle konings te aanbid. En dan staan ons en dan dink ons, hoeveel visse kon ek gevang het? Of ek kan dalk 'n bietjie later gelê het. Net vir 'n oomblik, fokus. You are Alpha, you are Omega. Jy sing dit vir die koning van die konings. Ek het dit al voorheen hier gesê. U sal weet, voor 1994, as die stemme gesing was, het ons op aandag gestaan, as gevolg van respek vir ons land. Magda se oud onderwyser, sy sal weet, kinders kon nie 'n baadjie eers regtrek as die stem gesing word, uit respek nie. Kan ons nie vanmôre net ons stemme ophef en erken en sê, God, you are Alpha, you are Omega, you are a big, big God, and we bring you glory, we bring you honor, want ons God is so goed vir ons. Kom ons gee hom die eer vanmôre. You are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. Hallelujah. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. We bring you all the glory. We bring you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Can we give God all the glory this morning? If you give God the glory, He will give you the victory. Ons prys U, Here. Ons prys U vir wie U is. U is die onveranderlike. U is die wonderwerkende. U is die almagtige. U is wat U is, Here. Ons loof U vanmôre vir wie U is. U is die een wat voorsien. U is die een wat ons optel. Wanneer ons voel ons kan nie meer loop nie. U is die een wat ons gesond maak. We give you all the glory. You are worthy. Worthy to be praised. You are worthy to be praised. Loof die Here. Loof die Here. Prys hom. Prys sy naam. Ons God is groot. En hy regeer. En hy is die een wat wonders doen. Halleluja. Prys sy naam. Ek wil vanmôre graag met u deel uit die woord van die Here. En wel uit 1 Samuel 30. En nou dink ek, julle is so op en wakker en oplettend. En julle gaan ons, ja pastoor, jy het nie 2 maande gelede nie oor dieselfde skrif gepreek. So wat? Dis
Dis 'n ander boodskap. 1 Samuel 30 van vers 1 tot vers 8. Ek ken dit nou al goed, want ek het mos al 'n bietjie van die fondasie gelê. En toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen. Verskoon my net asseblief dat ek net gaan my plekkie kry. In die Suidland in Siklag. En hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand. Dis die dorp waar Dawid en sy mense gewoon het. En hulle het die vroue en almal wat daarin is, gevange weggevoer, van die kleinste af tot die grootste toe, en hulle het niemand gedood nie, maar hulle almal weggevoer en verder gegaan. Toe kom Dawid daar in die stad en hy sien die stad is verbrand, die vrouens en die kinders, hulle is almal weg as gevangenes. En vers 4 sê, Dawid het daarop die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween. Dit moet 'n geween gewees het, julle, totdat daar geen krag meer in hulle oor was om te ween nie. Ook het Dawid se 2 vroue, Ahinoam en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet wat as gevangenes weggevoer, en Dawid het dit baie benoud gehad. En ons sien daar dat die manskappe was kwaad, hulle was verbitterd. Ek het mos 'n vorige keer al daaroor mooi verduidelik. En vers 8 sê, en Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag, sal ek dit inhaal, en hy, dis die Here, sê vir hom, agtervolg, want sekerlik sal jy hulle inhaal en jy sal hulle uitred. Nou ek wil vanmôre vir jou bemoedig, eis terug wat gesteel is. Halleluja. As my tablet nie werk, prys die Here. Die New Living Translation sê, then David asked the Lord, shall I chase after this band of raiders? Will I catch them? And the Lord told him, yes, go after them. You will surely recover everything that was taken from you. As die Here dit gesê het, dan sal hy dit doen. If God said it, I believe it. Johannes 10 vers 10 sê, die dief, dis die vyand, hy kom om te steel, en te slag, en te verwoes. Maar Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe en 'n oorvloed kan hê. Ek is so bly dat julle preek saam met my. Dit gaan dit sommer net baie korter maak. So pastoor, waaroor gaan dit nou net in kort vanoggend? Ek sien, daar is trouble in paradise. Moeilikheid in die kamp. Die vyand het die kamp aangeval. Ons het dit gelees. Al Dawid se mense word weggevoer. Die dogters, die seuns, al die vroue. Nou verbeel jou, jy was nou 'n heel dag by die werk. Want ek net myself 'n bietjie hier organiseer. Verbeel jou, jy was nou die hele dag by die werk. Na 'n harde dag se werk. En my man was so. Hy het altyd vir my gesê, miskien is hy nog mans wat dit doen. Hy het my liefie, hoe gaan dit met jou? Hoe was jou dag? En dan sê dit gaan goed. En dan sê, wat is daar om te eet? Dis altyd die eerste ding wat ek gevra het. Lyk my, daar's meer mense wat dit doen. Maar nou kom jy hier by die huis as man en jy het hierdie verwagting, lekker maar kos, lekker warm bad vir my ingetap en alles is gereed. En jy sien jou hele huis is in chaos, dis afgebrand, daar is geen mens in sig nie. En verbeel jou, jy stap op na die bure toe. En jy vra vir die bure, hoorie, weet julle wat het hier gebeur? En die bure sê, nee, weet jy wat het gebeur? 'n Bende het gekom, hulle het ingebreek in julle huis, hulle het alles gesteel, hulle het jou huis afgebrand, hulle is weg met jou pragtige vrou, hulle is weg met al jou kinders, vir wie jy so lief is. Wow, ek wil sê die Here help daai mense as dit my huis was. Ek sou die aarde verskuif het, en ek sou die wêreld omgekeer het, en ek sou nie 'n steen onaangeroer gelaat het, om my mense weer terug te kry nie. Die van die wat nog jonger kinders het, jy weet, kinders beklei ons maar aan mekaar, doen het seker nie nou meer vandag nie, maar toe my kinders klein was, en dan nie lang daarna nie, dan is die maas aan mekaar.
Dan speel die kinders al lank al saam Adrie, dan is die twee ma's wat buurvrou is nog steeds vir mekaar, want ek het gesê, kyk hier, jy los my kinders uit, jy vat aan my, maar jy los my kinders uit. Is daar nog sulke ma's? Is daar nog sulke ma's? So ek sal hulle, I will hunt him down, ek sal hulle gaan soek het. En ek sien, Dawid en sy manskappe, hulle draai na die Here, hulle verhef hulle stemme, genade, hulle huil totdat daar geen krag meer in hulle oor is nie. Nou ek wil vir julle sê, in my lewe het ek al baie gehuil. Maar ek het nog altyd 'n klein bietjie krag gehad. Maar hulle huil tot al hulle krag op hulle is. En toe al hulle krag eers op is, Adrie, toe raak hulle eers benoud. En uiteindelik, hulle kon shortcut gevat het en reguit na die Here toe gegaan het. Uiteindelik, sê die woord, raadpleeg Dawid die Here. En dit is soos ons is baie keer, né? As daar moeilikheid in die kant is, dan wil ons dit eers self uitsorteer en amper sê, Here, wag net so bietjie, laat ek net hierdie mense hier bykom. En dan sien ons dit werkie uit en Here, asseblief, ek het hierdie moeilikheid, help my net uit. Is dit nie hoe ons is nie? Plaas het ons eerste na die Here toe draai vir hulp. En Dawid kom en hy sê, Here, wat moet ek maak? Here, moet ek hierdie klomp mense agterna sit? En God se antwoord is ja. Sit die vyand agterna. Go for it, David. Gaan sort hulle uit. Dis 'n man, Emilia 3 vers 6. God sê, Dawid, jy kan dit doen, man. Jy's 'n kampioen. Jy kan jou mense gaan red. Gaan en gaan vat terug wat van jou gesteel is. En dit is waaroor dit gaan. Nou ek is hier vanmôre om vir jou te bemoedig. Ek is hier om vir jou te encourage. Ek wil jou bemoedig en vir jou sê, ons moet op 'n plek kom waar ons nie meer tevrede is met wat die vyand van ons steel nie. Partykeer dan wag ons dat dit eers gebeur en dan wil ons rondspring en rondhardloop. Blok hom sommer nou in die naam van Jesus. En ek wil vanmôre vir u sê, kom vir eens en vir altyd op die plek waar jy kan sê, genoeg is genoeg tot hier toe en nie verder nie. Maar ons laat dit partykeer toe. Hoekom? In hierdie week het ek ook 'n uitdaging gehad. En dis die jong mense se skuld van hierdie gemeente. Want ek het eers nat gereën ter wille van hulle. En tweede, het hulle my getakel en met waterballonne gegooi. So, verstaan julle, hulle sal my kom belydenis doen. Mak's lief vir hulle. Maar van Dinsdag af het ek 'n challenge gehad en Woensdag was ek regtig net niks lekker nie. Soveel so, jy weet, as jy griep het jy griep, as jy verkoue het jy verkoue en jy wil nie eet nie. Ek het 2 sulke goeie verpleegsters gehad. Die Here weet ek waardeer julle tweeetjies. Terwyl ek daar half uitgepaas lê, dan voel ek net die hand op my kop. Ek sê nog okay, het jy koors? Kan ek iets bring? Dan sê ek, ja, asseblief bring. Maar daar was nie baie krag in my liggaam om regtig oorlog te voer teen dit nie, but I did not accept it. Terwyl ek daar gelê het ek almekaar oorlog gevoer en gesê, deur die wonde van Jesus is ek genees. Jou vyand het gaan nie my gesondheid van my steel nie. En so het ek in my gedagtes gebid. En ek het gesê, kyk hierso, nou, genoeg is genoeg, tot hier toe en nie verder nie. Want jy weet sy meester taktiek is, hy kom om te steel, dit sê die woord, hy kom om te slag, hy kom om te verwoes, maar kyk vanmôre na die groter prentjie. Ek het dit al vele kere hier gesê, ek wil tel hoeveel boodskappe het ek in hierdie afgelope jaar gebring, waar ek aangehaal het om te sê, dat ek vir jou wil sê,
dat hulle sukkel die meeste van die tyd. Laat jy eerste net opstaan en autoriteit vat en die vyand op loop sit in die naam van Jesus Christus. Ek wil vandag vir u uitdaag en ek wil sê, kom ons neem ons stand in teen die vyand se werke. Kom ons stamp dit van ons af weg. Kom ons staan dit teë in die naam van Jesus Christus soos nog nooit tevore nie. Moenie net alles aanvaar nie. Staan op en veg terug in die naam van Jesus. U weet, ons lewe in 'n tyd in ons land waar diefstal aan die orde van die dag is. Dis niks meer snaaks om te hoor iemand het iets iewers gesteel nie. Ons lewe in 'n land waar steel en moord en roof aan die orde van die dag is. Niemand sê eers, hulle peps ons beroof nie. Dis ja nie, nie vir Suid-Afrika. Maar ons het ons challenges in 'n land, Suid-Afrika, met ongeveer 64 miljoen mense, wat daagliks op een of ander manier deur hierdie dinge geraak word en deur diefstal geraak word. Dit is in die natuurlike realm aan die orde van die dag. Maar ek wil nie fokus vanmôre op die natuurlike, what happens in the natural nie. Dit is daar ja, maar in die geesrealm is daar verskoon. Ook daagliks diefstal aan die gang in baie kinders van die Here se lewens. Ek praat nie van mense wat nie die Here in hulle lewe het nie. Ek praat van wedergebore, bloedgewaste kinders van die Here. Daar is diefstal ook in hulle lewens aan die gang, because Satan is in the business of stealing and ripping off things that does not belong to him. Hy niks. Daarom steel hy. Jesus says in John 10, verse 10, the thief, the enemy's purpose is to steal, to kill, and to destroy. Hallelujah! What the purpose of Jesus Christ is to give us life in all its fullness. En ek is so bly dat jy opgewonde is saam met my vanmôre, dat Jesus het gekom, sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Prys sy naam! Satan het nie jou kar nodig nie. Alhoewel, deur jou eie te doen. Ek het 'n les geleer in hierdie week, maar ons praat nie uit daaroor nie. Hy is nie agter jou huis aan nie, hy is nie agter jou geld aan nie, maar hy is daarop uit om jou gesteelde waardes, jou geestelike waardes, dit wil hy van jou steel. Die dinge wat ewigheidswaarde by God het, dit is waarvan hy jou wil beroof. Hy wil jou ontmoedig, hy wil byvoorbeeld ons doel om te lewe, ons purpose waarvoor God ons geskaap het, dit is wat hy van ons wil steel. In plaas daarvan dat mense soek na God, sorg die vyand dat hulle dors na God met ander dinge soos dwelms en alkoholisme en betekenlose verhoudings en sulke goed gevul word. Enige iets anders, as jy soek na God, is hy daar om die leemte te vul wat eintlik veronderstel is om deur die Heilige Gees van die Here in jou lewe gevul te word. God het vir ons, vir jou en vir my geskape, dat ons vervulling in hom kan kry. En hierdie bewusmaking word van, ek sê weer, bykans 64 miljoen mense in die land van Suid-Afrika gesteel. Selfs vir die Christene. Ek wil eintlik sê vir die wedergebore kinders van God, want daar loop 'n klomp Christene daar buitekant rond wat nie in 'n verhouding met Jesus staan nie. Maar selfs vir die Christene, vir die wedergebore kinders van die Here, het die vyand 'n strategie. Ons lewe in 'n tyd waar ons eerste liefde verlaat het. Gaan lees in Openbaring 2. Die woord sê daar, hy praat met die gemeente van Efese. Hy sê, ek weet dat jy in my gebooie getrou geonderhou. Jy het die lydsaamheid bewaar. Jy het al hierdie dinge nagekom. Hy sê, maar een ding het ek teen jou. En dit is dat jy jou eerste liefde verlaat het. En ek wil vanmôre sê, Here,
maar jy het my nie lief nie. En hy moes 'n pad met die Here stap, om by sy eerste liefde weer uit te kom. Ja, pastoor, ons gaan kerk toe. Partykeer, net so af en toe, want as ek laat rugby gekyk het op 'n Sondag, dan moet ek 'n bietjie inlê op 'n Sondag, op 'n Saterdag aand, moet ek inlê 'n bietjie op 'n Sondag. Wat van jy staan vroeg op en kom kerk toe en gaan slaap van 12:00 tot 6:00 en jy rus uit. Enige iets sal hy doen om ons te distract van ons purpose in Christus. Ja, pastoor, ek kom kerk toe. Ek is so bly. Prys die Here. Al is dit net af en toe, ek is bly om jou hier te sien. Maar ek wil vra, wat het geword van ons energie? Wat het geword van ons passie vir God? Helena, die dag wat die Here ons siel gered het, kon ons nie genoeg kry van kerk hou nie. Die dag wat die Here ons siel gered het, Adrie, was ons aan vir aan, het ons Pinksterdienste gehou, of dit Pinkster was of nie, ons het die Here se aangesig gesoek, en God het dinge gedoen in ons lewens, bonatuurlike wonderwerke het ons gesien. Wat het geword van ons ywer? Wat het geword van ons passie om dinge vir die Here te doen? Ons sê altyd, ons is partykeer so baie besig met die dinge van die Here, dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie. Die Here help Gansbaai gemeente, dat ons prioriteite reg kry, en dat ons opeis wat gesteel is, in die naam van Jesus Christus, die ywer. Ek praat nie van besig wees met allerhande fitariasies en goed nie. Ek praat van 'n passie om siele by Jesus uit te kry. Ek praat van 'n passie om net weer by die Here uit te kom, om vir iemand te sê, weet jy, Jesus het jou lief, so lief, dat hy sy lewe vir jou aan die kruis van Golgotha gegee. Wat het geword van daardie passie? Het ons nog daardie ywer? Het ons nog daardie intensiteit vir God, vir sy huis, vir sy mense? Here, help ons. Die vyand het gekom en dit kom steel van baie van God se kinders. Geliefdes, daar is geen einde aan die krag van God in ons lewens, van dit wat die God se krag in ons lewens wil doen nie. En ek wil vandag sê, God het nie 'n aftreeplan nie. Ek het nuus vir jou. Toe ek 60 word en ek klaarmaak by Agnes Kansevier gemeente, het ek net nooit in my gedagte gehad dat ek nou op my stoep in die son gaan sit en week kom nie. Ek het nog altyd 'n passie gehad vir die Here. En ek het nog altyd dan bedien waar die Here my ook al nodig gehad het en kon gebruik het. En iemand sê vir my, Pastor, just please tell me, when are you going to retire? Toe sê ek, I don't retire, I just refire. So hier is ek, en ons spesiaal vir hom. Ek werk vir die Here. Het jy ons gaan rus as Jesus ons kom haal? Maar nou is daar werk om gedoen te word. So, wanneer Jesus kom, dan gaan ons rus. Die vyand steel ons ywer. Hy steel ons visie. Hy blaas alles wat verkeerd is so groot op, dat jy nie meer by dit kan verbykyk na 'n groter God wat daar is nie. Hy kom en hy steel ons liefde en ons tyd vir God. Hy steel ons passie. En ons staan op die vooraan van die koms van Jesus Christus. En ek wil vra, waarmee sal hy ons besig vind wanneer ons kom? Met al die ou kleinlike ou nonsensies en klein jakkalsies wat die wingerd sleg maak? Of sal hy ons besig vind met passie, met ywer om aan die brand te wees vir die Here in enige iets wat ons ook al kan doen? Ons praat van die kerk van die Here, die kinders van die Here, oor die hele wêreld heen, is 'n tendens van laksheid, van lauheid, van gemaksigtigheid, en jy moet net nie eens iets verkeerd sê vir iemand die daar bly is sommer 'n jaar van die huis van die Here af weg.
Ons moet uitkom uit daai gemaksone. Ons moet ons laksheid, ons moet dit laat staan en ons moet ons vuur terugkry en terugvat dit wat die vyand steel van ons. Weet jy wat? Ons het baie keer al toegelaat dat die vyand ons besteel, dat hy ons beroof, want hy wil nie hê ons moet uitverkoop wees vir die Here nie. Hy wil nie hê dat ons liefdesvlam vir God so hoog sal brand vir sy werk, vir sy huis, vir sy mense nie. Hy stroop ons baie keer van ons krag. Hy stroop ons baie keer van ons autoriteit. En as ons eerlik voor die Here moet wees vandag, hoeveel keer het ek dit al ongelukkig toegelaat? Hoeveel keer het u dit al toegelaat? Ek moes maar terugkom en sê, jammer, Here, vergewe my. Want baie keer gaan dit sleg as gevolg van ons eie toedoen en 'n verkeerde leefstyl. Wat is elkeen van u se unieke roeping? Abekla. Wat is jou unieke roeping? Het ons nie al toegelaat dat die vyand dit van ons steel nie? What about your calling? What about serving others? What about your gift and your command to go and tell the gospel? Dis almal se taak om te gaan. Jy het nie 'n graad daarvoor nodig nie. Jy het net die woord en die Heilige Gees daarvoor nodig. What about the times that you were in your secret place seeking the face of God en jy sien nie daar nie? Every time you leave this church building, you enter a mission field to make a difference. Jou sendingveld is nie hier nie. Jou sendingveld is buite. Ek dink of dit 'n bord by die voordeur opsit, dat wanneer jy hier uitstap, dan stap jy in 'n sendingveld in Gansbaai. Wat daarvan? Dat jy dalk 10 jaar gelede, dalk 5 jaar gelede, nog 'n beroering in jou binneste gehad het om vir God iets te doen, maar iemand het net iets gesê, iemand het jou dalk net geontmoedig, iemand het jou dalk net gekritiseer, en jy het net eenvoudig jou droom daar agtergelaat en by die huis gaan sit. Jy was besteel dan deur die vyand. Ek was dikwels al in 'n onwaaksame oomblik besteel deur die vyand, maar God se genade is groot en ek kon dit regstel weer. Ek bly kalm nie daar nie. Ek wil vandag vir jou aanmoedig en ek wil dit vir jou sê, en ek sê dit vir myself, neem jou stand op nuut in en vat autoriteit in Christus en verklaar oorlog teen die vyand en sy bose werke. Ons aanvaar dit nie. Ek hoor gister, baie keer is ek die laaste een wat al die nuus hoor, maar hoor gister, mense is benoud wat hier in ons blok bly, want iewers hier naby het Satan aan middels ingetrek. Bring it on, bring it on, bring it on. Hulle het nie krag of autoriteit of reg op ons grondgebied nie, en ons blok hulle in die naam van Jesus. Ons het nie autoriteit om dit te doen. Return to sender. Kom ons staan op in ons gees en ons vat terug wat ons toegelaat het dat die vyand van ons steel. Die kere wat ons toegelaat het dat hy vir ons gelieg het, ons vat dit terug. En ek sê, dit stop vanmôre in Jesus naam. As jy boeke moet opmaak vanmôre, sal jy self weet wat dit is, wat jy moet terugeis in Jesus naam. Hoekom gaan ons hier so baie moeilikheid? Ja, daar word by kinders van die Here ingebreek. Ons het ook al 2 keer nagtelike besoekers gehad wat skade aangerig het daar by ons. Ja, ons raak siek in ons liggame. Ja, ons het baie keer ook huweliksprobleme en allerlei stryd, wat Satan se intensie is om ons seën te steel en ons te vernietig, en hy wil ons huwelike laat sink en hy wil ons verhouding versteur. Maar die realiteit is, ons het krag, ons kan geestelike oorlogvoering toepas. Dit is hoekom dit so belangrik is dat jy op 'n Dinsdag aand hier is, wanneer daar gebid word om autoriteit te vat en die werke van die vyand te blok en teen te staan in die
natuur en God se liefde moet reflekteer nie. Die storie van Dawid en Siklag was, sy familie was weggevoer. Is nie lekker nie. Die stad was verbrand. Nie lekker nie. Hy het alles verloor. Aan die einde het sy span, sy manskappe teen hom gedraai. Hulle wou hom doodgooi met klippe. Maar vers 6, ek het daaroor gepraat. Halleluja, ten spyte van die goed wat ek nou genoem het, sê vers 6, Dawid het homself versterk in die Here. Halleluja, daar is nie altyd 'n pastoor om saam met jou te bid en te sê, kom, ons gaan nie hier werk nie. Daar is nie altyd 'n sussie of 'n boetie wat op 'n oomblik saam met jou kan bid nie, maar versterk jouself in die Here. Kom by daai plek uit, wat jy kan sê, Here, dit is net ek en U, en dit het net vir U nodig, want U en ek is klaar in die meerderheid, en met U loop ek 'n bende storm, en met U spring ek oor die hoelie, maar ek gaan teruggaan, ek gaan nie meer tevrede wees met wat die vyand van my steel nie. Wanneer jy in benoudheid is, wanneer jy ontmoedig is, wanneer jy voel jy is neergebuig, versterk jouself in die Here. Hoe versterk ek myself in die Here? Deur die woord van God te vat. En as jy nie weet hoe om te bid nie, lees hardop in die psalms uit. Sê die woord van die Here, spuit die duiwel as prins en verklaar die woord van die Here. Dit is hoe jy jouself versterk in die Here. Dawid sê, Here, sal ek in die vyand agterna sit? En God sê vir hom, go for it. Maak 'n plan, Dawid, roei die vyand uit. Ek gaan jou help. Ek gaan jou die oorwinning gee. Hoekom vertel ek u dit? Want die oomblik het gekom dat Dawid en sy manne gekies het om agterna te gaan en daardie gesteelde goed te gaan terugvat. En die vyand was in die moeilikheid. Ek wil jou aanmoedig om vandag opnuut in ons aanbiddingsspan kan maar nader staan. Ek wil jou aanmoedig om vandag opnuut 'n stand in te neem vir God en op te staan vir die werk van die Here. Al staan jy ook alleen, maar staan net. Tot hier toe en nie verder nie. Okay, stop die lorry. Hier vyand gaan jy nie inkom nie. Ek gee nie op my roeping in Christus nie. Ek gee nie so maklik op my seun, op my dogter, op my kleinkinders nie. Ek gaan veg vir hulle, Here. Ek gaan veg vir my man. Ek gaan veg vir my vrou. Ek gaan veg vir ons huwelik. Ek gaan veg vir my vriende wat U nie ken nie. Ek gaan veg om my volle potensiaal in Christus te bereik. Satan, I'm going to resist you. Ek sê altyd, stamp hom terug in die naam van Jesus. And I'm going to rip off your works and I'm going to destroy your yoke in this week and the time to come. I'm going to trust Jesus to carry me through. Ons laat dit nie toe nie. Ons blok dit. I'm going to trust Jesus to revive my own life. Lord, revive the fire in our hearts. I'm going to trust Jesus to renew and restore my relationship. I will arise again. I'm going to bloom again. I will recover again in Jesus' name. God will let me recover all the stolen property. Ek is nogal ongelukkig nie vir daai liedjie I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Ek wil niks aan die duiwel se kamp gaan doen. En ek wil nie een van die gesteelde goed hê nie. Het julle al gesien as mense julle goed steel en die polisie kry dit terug? Dis vol stof, vol krake, dalk stukkend, nie meer in die kondisie wat jy het gegee het. It's used goods. I want everything new. So ek het niks te maak aan die vyand se kamp nie. I don't want the enemy's used goods. I'm claiming God. New stuff from your storehouse. Want God het die beste vir ons gestoor. En ek wil vir sê, staan op. Neem jou stand. Take a stand and arise.
vers 14 sê, Agab vra, wie moet die geveg begin? En hy sê van, jy moet die geveg begin. Daar is 'n geveg, ja. Ons het te doen met 'n vyand wat baie sterk en lewendig is. My God is groter. Kom ons gee aan die duiwel geen plek meer nie. Kom ons maak dit hierdie week ons missie om 'n halfuur vroeër op te staan. Vir my net so moeilik om vroeër op te staan, vir die ouens is nog moeiliker. Challenge dan, 'n halfuur voor my. En sê, Here, ek verklaar U naam, is die Here in beheer. As God vir my is, wie kan teen my wees? Ek blok die vyand en ek sê nie vandag nie môre nie woensdag nie, jy bly weg van my grondgebied af, waarvan jy self jouself en jou familie, waarvan jy self jou huis, waarvan jy loop op jou grondgebied en jy self jou plek en jy sê, hier kom die vyand nie in nie. Gisterand, terwyl mense voorberei vir rugby, was hier mense wat die hele plek uitgesalf het en ek sê dankie daarvoor. Ek was hier nie, ek kon nie kom nie, ons het wel by die huis gebid, maar die grond is voorberei om die werke van die vyand te blok en teen te staan. Genoeg is genoeg. Not today, devil, and never again. Gaan ek toelaat of 'n deur oopmaak dat jy my besteel of my beroof. En nou sal ons moet sterk staan, want toe die vyand sien, Dinsdag ek berei hierdie woord voor, het hy geweet, he's a loser. The devil is a liar. In Sondagskool het ons gesing. Die hele sal het onthou en wie in my Sondagskoolklas was, François. The devil is a sly old fox. If I could catch him, I'll put him in a box. I will lock the door and I will lose the key for all the tricks he's played on me. I'm glad I have salvation. I'm trusting in the Lord. Ek wil graag saam met jou bid. Dis 'n span mense wat saam met jou wil bid. As die woord vanmôre met jou gepraat het en ek het net gedoen dit wat die Here vir my gesê het, sê weer as jy in die gewoontes aan dit en dan dink jy waar van die vrou in die lewe uit. Jy sê dit vir my want ek is nie van Jesus. I'm just a messenger. Maar is mense wat te lank toegelaat het dat die vyand van hulle steel. Dit stop hier, maar dit begin by jou om te sê ek staan op en ek blok dit hier. Miskien sit jy hier en jy het nog nooit Jesus Christus as verlosser en saligmaker in jou lewe aangeneem nie. Dan wil ek vir jou vra, kom staan op en kom vorentoe, dat ons saam met jou bid, dat ons vir jou op die pad van die Here kan kry. Ons gaan jou help, ons gaan jou equip, ons gaan saam met jou bid. As jy Jesus vanmôre nodig het in jou lewe, moenie dat die vyand jou in die bank laat sit nie. Sondag vir Sondag sien ek hoe werk die Gees van die Here met mense en hulle bly sit. God wil vir jou iets doen, but you need to take a bold step. Dit gaan iets kos om te sê, af, duiwel. Ek kan nie daai ander woord sê hier nie. Ek gaan opstaan en ek gaan uitstaan en ek gaan oorwinning vat in Jesus naam. Genoeg is genoeg. Is daar sulke mense vanmôre in hierdie plek? Dan wil ek vra dat jy sal kom, dat ons saam met jou sal bid. Baie dankie. Dankie vir gehoorsaamheid. Die Here eer gehoorsaamheid. Genoeg is genoeg. Of jy wil net opstaan daar in jou sitplek waar jy is. Jy kan opstaan, jy staan nie op voor my nie. Jy staan op voor Jesus. Annelie sit gerus. Maar kom gerus asseblief vorentoe. Die geleentheid is hier. Here, lank genoeg het die vyand gesteel van my. Ek gaan dit nie meer toelaat op enige manier nie. Vader, ek verklaar vanmôre oorwinning. Kan ons opstaan in ons plekke, ons hande uitstrek na die Here toe. Ek verklaar oorwinning vanmôre in die naam van Jesus. Here, as dit is vir genesing, en ek sluit vir Pastoor Benno by dit in, dan wil ek sê, jou gees
ek bid, wat ook al die behoeftes is, Here, dat U die werke, die aanslag van die vyand vanmôre sal uitruk met wortel en tak in die naam van Jesus, vir eens en vir altyd. Wil ek sê, Satan, die bloed van Jesus Christus van Nazareth is teen jou. En ons oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Ons is meer as oorwinnaars, tot alles in staat deur Jesus wat ons krag gee. Ek loof U, Here, ek dank U dat ons in hierdie week in oorwinning sal loop, dat ons reg praat, reg dink, reg sê, dat ons sal sê, victory is mine, the battle belongs to the Lord, but the victory is mine. Ek bid ons koning bid saam, Liewe Vader, wat 'n voorreg was dit vanmôre gewees om weer eens in die huis van die Here te kan wees. U woord van die Here sê dat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in ons midde. Here, ons het reeds die teenwoordigheid ervaar, ons die salwing ervaar, Here. Ons het dank vir ons vir die lofes vir die prys, ons het dank vir pastoor dat die geseënde woord gebring het, Here. Here, ons gaan soos Dawid sê met beker van blydskap loop so. En ek glo vanmôre dat ons beker van blydskap moet oor, dan is die uitgestap, dat ons so vol moed sal wees. Die voetjies ek jy moet om aan te gaan. Dankie Here vir die musiek wat gespeel. Dankie dat ons saam kon sing om die naam van die Here groot te maak. En daarom wil ons op loof en vir ons prys. Dan bid nou Here waar ons het gevaarlik van Here, die weet dat voor hy, dat jy so sterk op ander raak, ons bid vir sondagoggend dat ons hier lees en mekaar sal kom in die naam van die Here groot te maak. Ons eer ons loof dit vir ons sê die baie dankie in Jesus naam. Amen.